Goeiedag, liewe luisteraars. Soos altyd groet ek julle weer eens vanmôre in die wonderlike en kosbare en lieflike naam van ons Here Jesus. Vriende, ek sê elke keer wanneer ek 'n boodskap opneem, en sê ek vanoggend is 'n belangrike boodskap. Maar met betrekking tot die aanslag op ons Christelike geloof, is vanmôre se boodskap die heel belangrikste boodskap. Ek besef net al meer terwyl ek hierdie onderwerpe ondersoek, besef ek net al meer hoe geweldig groot is die aanslag op ons Christelike geloof. Ek en jy moet dit weet. En daarom wil ek regtig vertrou dat jy hierdie boodskap tot die einde toe sal luister, want daar is niks wat jy nie moet hoor nie. Ek het baie moeite gedoen om hierdie boodskap voor te berei, en ek wil dit graag met almal deel, so ver moontlik, so wyd moontlik, en daarom vertrou ek dat u ook vir my daarin sal help om hierdie boodskap aan te stuur. Kom ons lees net vanmôre 'n kort gedeelte saam uit die wet, in Eksodus 20 vanaf vers 1 tot 6, net 6 verse wat ons saam gaan lees. Jy kan net volg terwyl ek lees. Daar staan geskryf: Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En dan sê vers 6, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Nou vriende, kom ons bid net eers saam. Ons wonderlike Vader, as ons dink aan hierdie gedeelte wat vir ons opgeteken staan in die samevatting van die wet, Eksodus 20, waar u sê, u is die Here, die God wat Israel uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En hoe hy vir hulle gesê het, ek is die Here julle God. En julle mag vir julle geen afgodsbeelde maak nie. Julle mag nie daarvoor buig en dit aanbid nie, want ek is 'n jaloerse God. En so kom jy ook vanmôre om vir ons te sê, ek is 'n jaloerse God, en ek is die enigste God en die ware God, en julle moet net voor my buig en my aanbid. Here, ons bid dat u deur hierdie woord vir ons sal kom leer vanmôre, dat u ons sal kom wakker skud, dat hy ons sal laat besef hoe belangrik dit is om kennis te hê van ander gelowe en te weet dat die Christelike geloof die enigste ware geloof is. Here, maak ons gewillig om te hoor en te luister wanneer u met ons praat. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ons het 'n baie belangrike gedeelte saam gelees. In Eksodus 20 vers 1 tot 6. Maar ek gaan aan die einde weer na hierdie skrif verwys en gaan 'n bietjie ietsie daaroor sê, maar daar het een vers in my gedagtes opgekom, wat eintlik hierdie hele boodskap van vanoggend saamvat. En dit is wat die Here vir sy volk Israel gesê het in Hosea 4 vers 6. Ek lees net die eerste deel van daardie vers, en die woorde van God wat met Israel praat. Hy sê, my volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. En ek wil vanmôre sê, die Christendom is besig om te gronde te gaan weens 'n gebrek aan kennis. Ek wil vanmôre met u praat, en ek sluit eintlik aan by laas Sondag se boodskap. As jy dit nie geluister het nie, gaan luister dit gerus. Ek praat vanmôre onder die tema, aanbid ons as Christene dieselfde God as ander gelowe.
Vriende, ons hoor gedurig dat die Jode en ons as Christene en die moslems dieselfde God aanbid. En baie mense glo dit omdat hulle nie kennis het nie en omdat hulle nie behoorlik ingelig is nie. Hoe kan 'n mens kennis hê as jy nie ingelig is nie? Die kerk, met ander woorde, die leraars van die Christelike kerk versuim hulle opdrag om hulle gemeentes te onderrig uit die woord van God en mense te waarsku teen die gevare en die aanslag op die Christelike geloof. Daar's 'n geweldige aanslag in die tyd wat ons leef op die Christelike geloof. En daarom is dit my taak om na laas Sondag se boodskap wat gehandel het oor die gevare wat tans die Christelike geloof ernstig bedreig, vanmôre te praat oor die vraag wat baie Christene vra, maar nie antwoorde kry nie, naamlik, aanbid ons as Christene dieselfde God as ander gelowe? En dit is belangrik dat ons vanmôre hierdie vraag moet vra en ook hierdie vraag moet antwoord. Nou vriende, u sal vind dat ek baie inligting gaan deurgee en daarom wil ek vra dat u hierdie boodskap sal versprei so ver moontlik sodat almal wat daarna luister die inligting kan kry. Want ek het moeite gedoen en ek wil dit graag met almal deel so ver moontlik. Nou toe ek begin het om hierdie boodskap voor te berei, het ek so gedink aan God se woorde vir sy volk Israel in Hosea 4 vers 6, wat ek ook as teks van oordenking aangehaal het, my volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Maar hoor wat sê die Here vir die priesters van sy volk, want dis hulle wat hulle skuldig maak daaraan dat die volk nie kennis het nie. Hy sê, die volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. In Hosea 4 vers 5 sê die Here, daarom sal jy, en hy verwys na die volk, struikelbedags en ook die profeet, die geestelike leiers sal ook struikel, saam met jou struikel in die nag, sê die woord. En dan staan daar in vers 6b, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie, omdat jy die wet van God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Baie duidelik vind ons dat die Here diep bedroef is oor sy volk. Die priesters leer nie die volk die wet van God nie, hulle leer hulle nie die waarheid nie, en die volk het nie kennis van die woord nie, daarom dwaal hulle van God af weg. En so het die kerke, die gemeentelede van vandag nie kennis van die waarheid nie en dwaal hulle ook van God af weg. Ons kan net sowel sê, dit geld ook vir ons as goeie godsdienstige Suid-Afrikaners, wat alles glo wat die valse en ongeredde teoloë vir mense verkondig en wil hê hulle moet dit glo. Vriende, daar word soveel leuns en onwaarhede van kansels af verkondig, want die leraars wandel nie noodwendig met God nie, en daarom kan hulle ook nie die waarheid verkondig nie. In die tyd wat ons leef, word daar al meer die beweringe gemaak dat daar spesifiek tussen die moslemgeloof, Judaïsme en die Christelike geloof sterk ooreenkomste bestaan en dat ons almal dieselfde God aanbid. Dit word selfs van kansels af deurgegee. Daar word ook baie verwys na Chrislam, met die gedagte dat dit 'n samevatting tussen die Christelike geloof en die Islam geloof is. Nou as u nou gaan sit en jy skryf die woord Chrislam neer, die Engelse weergawe daarvan, of selfs Afrikaans, die eerste 3 letters vir Christus is CHR. Dis die eerste woorde van Chrislam. Dit verwys na Christus, of verwys na Christene, en die res spel die woord Islam uit, Chrislam. Maar eintlik is Chrislam eerder 'n godsdienstige beweging as 'n geloof.
wat net elemente van die Christelike en die Islam geloof of godsdiens kombineer. Daar word geglo, vriende, dat hierdie twee gelowe aanpasbaar is en dat hulle dieselfde God aanbid. Natuurlik is almal aanpasbaar, veral as hulle nie die waarheid ken nie. Nou die Chrislam beweging probeer die twee gelowe, naamlik die Christelike geloof en die Islam geloof met mekaar verenig, deur te fokus op hulle ooreenkomste, sodat aanhangers die Koran en die Bybel sal bestudeer. Dis wat hulle wil hê, dat ek en jy as Christene ook geïnteresseerd sal wees in die Koran, en dat ons ook dit sal lees en bestudeer. Nou vriende, die beweging het in die 1990s in Nigeria begin, en spesifiek in Lagos. Aanhangers van die Chrislam of Chrislam beweging glo die twee groepe het dieselfde oorsprong geanker in Abraham, sodat beide 'n Christen en 'n Moslem kan wees. En dis wat hulle so graag van ons wil maak, dat ons ook deel van die Moslem geloof moet wees en van ander gelowe moet wees. Volgens hulle lees sommige Chrislam aanhangers die Koran en die Bybel, sowel as die Yoruba, wat hulle heilige geskrifte is, en dan bid hulle tydens die dienste tot die God van Afrika, Jesus en Mohammed tergelykertyd. Sien nie, nou word die God van Afrika ook ingebring. En ek sien hierin, vriende, 'n vermenging van die aanbidding van die voorvadergeeste en Islam, en dan natuurlik ook die Christelike geloof. 'n Vermenging wat hier moet plaasvind. En dis baie duidelik 'n afgodediens wat hierdeur geskep word, en ons mense besef dit nie. Hulle het nie kennis daarvan nie. Daarom is dit nodig vir my om daaroor te praat. Nou die Chrislam beweging kom nie baie wyd voor nie, maar het buite Nigeria ook onder andere na die FSA versprei. Interessant, in al die vreemde dinge gebeur in die FSA. Bekende figure soos Nick Warren is in die verlede ook daarmee verbind, alhoewel hy dit ontken het. Nou vriende, dis belangrik dat ek dit vir u moet sê, die simbole en die rituele wat die Chrislam beweging gebruik is net so boos of demonies. Hulle gebruik die Christene se kruis. Vir ons is die kruis 'n simbool van ons geloof. Hulle gebruik Christene se kruis en die Islam se halfmaan en 5-punt ster. Dan is daar ook die Yoruba kruis, en luister nou mooi, waar die kruis van die Christene in die halfmaan geplaas word, en die Tala Wadu, waar die kruis gekombineer word met die Moslem gebedsmat. Kan jy dit glo? So is hulle van plan om ons geloof met die Islam geloof te vermeng. Hulle gebruik simbole om mense gewoond te maak aan die feit dat ons een kan wees. Al is die Chrislam nie 'n amptelike kerk nie, maar eerder 'n beweging, sien voorstanders van die Chrislam beweging dit as 'n stap nader aan godsdiensteenheid en natuurlik aan vrede wat aanvaarding en liefde tussen verskillende gelowe kan bewerkstellig. Nou ek het iemand geken jare terug wat altyd gesê het, en jy moet mooi luister na hierdie stelling, het altyd gesê, die grootste dwaling is die naaste aan die waarheid. Nou vriende, hierdie is 'n baie groot dwaling, maar dit is ook naby aan die waarheid, en daarom moet ons baie versigtig wees vir mense wat met ons praat oor die Chrislam geloof, en ons moet kennis hê, dat ons vir ander kan sê, waarom is dit nie aanvaarbaar nie. Die Satan
is 'n groot misleier, want hy is die vader van die leuen. Onthou dit altyd. Die Here Jesus het vir die skrifgeleerdes en die fariseërs gesê, want hulle was aanhangers van die Satan, kan ons sê, het vir hulle gesê in Johannes 8 vers 44, julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy, die Satan, was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is, en die vader daarvan. Hy is die vader van die leuen. En weet jy vriende, waar ons lees in Romeine 1 van die seksuele losbandigheid van mense, manne met manne, vroue met vroue, kom skryf Paulus in Romeine 1 vers 24-25, daar staan geskryf, daarom het God hulle oorgegee in die begeerlikhede van hulle harte, het hulle oorgegee aan onreinheid om hulle liggame onder mekaar te onteer. En nou sê vers 25, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen, wat die waarheid van God verruil het vir die leuen, dis waaroor ons vanmôre praat, en die skepsel, dis die Satan, vereer en gedien het, bo die skepper, dis God, wat geprys moet word tot in ewigheid. Daar lê die geheim. Hulle wat die waarheid vir die leuen verruil het, en die skepsel bo die skepper vereer het. Nou vriende, daarom hanteer ek vanmôre die vraag met u, want dit is so belangrik dat almal die antwoord moet hoor. Die vraag waaroor ek vanmôre met u gaan praat is, aanbid ons as Christene dieselfde God as ander gelowe? Want mense vra die vraag, en hulle kry nie noodwendig die antwoord nie. Om by die antwoord uit te kom, moet ek eers die agtergrond van elke geloof se oorsprong of ontstaan met u deel, as ook wat hulle glo. Want dit is belangrik om te weet, hoe het hierdie geloof of godsdienst dan ontstaan, en wat glo hulle? En daarom fokus ons heel eerstens op die Joodse geloof, of beter bekend as Judaïsme. Nou vriende, Judaïsme is die godsdienst van die Joodse volk natuurlik. En dis ongetwyfeld die oudste van die monotheïstiese godsdienste ter wêreld, verwysende na 'n godsdienst gebaseer op die geloof dat daar net een God is, of dat daar net een God bestaan. Nou, die Judaïste of die Joodse geloof dui daarop, daar is net een God wat aanbid moet word, soos ons in die wet gelees het ook vanmôre, en ons as Christene glo dit ook. Die Joodse geloof of godsdienst bestaan meer as 4000 jaar. So dis die oudste geloof waarvan ons weet. As ons dink aan die Jode se identiteit, dan dink ons onwillekeurig aan die ster van Dawid, wat algemeen geassosieer word met die Jode of met Judaïsme. Dit het 'n ryke geskiedenis en word ook geassosieer met die Bybelse koning Dawid, veral die koninklike lyn van die huis van Dawid. Die ster van Dawid vorm ook 'n sentrale deel van die vlag van Israel, en ons weet dit almal, ons weet dadelik wanneer is dit Israel se vlag met die ster van Dawid. Die Jodese geloof is slegs gebaseer op die Ou Testament, my liewe vriende, en hulle glo in God, die skepper van alles en alles wat bestaan. Hulle sê, en ons glo dit ook, hy is die enigste en enige God, 'n bonatuurlike opperwese wat alleen aanbid moet word as die absolute regeerder en die God van die ganse heelal. Dis waar, ons glo dit ook. Hulle geloof word grootliks gebaseer op die Torah, wat bestaan uit die eerste 5 Hebreëse boeke van die Ou Testament,
wat Moses geskryf het, en wat die basiese wette van Judaïsme bevat, en ook die geskiedenis van die Jode tot en met Moses se dood word dan beskryf. Ek wonder hoeveel mense besef dat Moses 613 wette vir die Jode van Exodus tot Deuteronomium opgeteken het. En dan praat ons net van 4 van die 5 boeke van die Torah, waar daar die wette in opgeteken staan. En omdat hulle nog steeds onder die wet lewe, my liewe vriende, en nie onder die genade soos ons Christene nie, daarom glo hulle dat hulle al hierdie wette moet gehoorsaam. So hulle is baie wetsgehoorsaam, maar die hartseer is natuurlik dat hulle nie besef dat die onderhouding van die wet hulle saligheid kan bepaal nie, maar dat net Jesus Christus almal op aarde se saligheid bepaal. En dit is so eenvoudig soos dit. As jy nie Jesus het nie, dan het jy ook nie die ewige lewe nie. Maar ongelukkig het hulle Jesus verwerp en hom gekruisig. En ons lees dit baie duidelik in Handelinge 2 vers 26, waar daar geskryf staan, Paulus skryf, was Petrus wat dit geskryf het, hy sê, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Die hele huis van Israel moet kennis neem dat hierdie Jesus deur julle gekruisig is en julle het hom verwerp. En daarom het hulle nog steeds geen verlosser om tussen hulle en God as bemiddelaar op te tree nie. Hulle het geen verlosser nie. En ons is bevoorreg, ons het Jesus as ons voorspraak en ons middelaar, hy is tussen ons en die Vader. Kom ons kyk kortliks, hoe voel die Jode vandag nog oor Jesus? Baie interessant dat ons daaroor moet praat. Daar is sommige van hulle wat nie so vyandig is teenoor Jesus nie, en die Jode verskil ook in siening rondom Jesus. Daar is sommige wat hom as 'n groot morele leermeester beskou, maar hulle is in die minderheid. Ander sien hom as 'n valse profeet, en ander sien hom as 'n afgod van die Christene. Kan nie glo. Hulle sien Jesus as 'n afgod wat ons aanbid. Daarom kan ons verstaan hoekom hulle baie keer so vyandig teenoor ons is. Sommige sektes van Judaïsme sal nie eers Jesus se naam noem nie, as gevolg van die verbod daarop om nie 'n afgod se naam uit te spreek nie. Hulle mag nie 'n afgod se naam eers uitspreek nie, en hulle beskou Jesus, sommige van hulle, Jesus as die afgod van ons as Christene. Nou vriende, hulle vyandskap teen Jesus is omdat hulle sê Christene het hulle nog altyd vervolg. En Hitler was 'n Rooms-Katoliek, en hulle sien natuurlik of beskou die Rooms-Katolieke as Christene, terwyl ons weet die Rooms-Katolieke is nie Christene nie. Wat wel belangrik is, vriende, is om te weet dat die Christelike geloof ook al die boeke van die Ou Testament erken as ook die boeke van die Nuwe Testament. So ons as Christene erken ook die boeke van die Ou Testament, maar ons erken ook die boeke van die Nuwe Testament, terwyl die Jode net die boeke van die Ou Testament erken, wat deur die Jode dan natuurlik, soos wat ek sê, verwerp word, die Nuwe Testamentiese boeke. En vir ons is die Nuwe Testamentiese boeke natuurlik die fundament van ons Christelike geloof. Daarom lees ons graag die Nuwe Testament, want dit leer ons van Jesus, dit leer ons van die ewige lewe, dit leer vir ons alles wat 'n Christen behoort te weet en hoe ons moet handel. Maar hulle geloof is natuurlik grootliks gebaseer op goeie werke, want hulle glo dat God die mense se lewe of aktiwiteite hier op aarde monitor, en dat hy die individu sal beloon vir sy goeie dade en sal straf vir sy booshede. Nou vriende, eintlik is dit so dat God die mense slegte dade ken en ook sy goeie dade ken, maar
hulle weet of hulle vermoed dat net die wet hulle kan red, daarom moet hulle die wet onderhou. En ook werke is vir hulle belangrik. Die Jode koppel dus hulle geloof aan werke, wat in direkte kontras staan met die Christelike geloof, wat weer glo dat geloof van primêre belang is, want ons handelinge is juis 'n uitvloeisel van ons geloof in Jesus Christus. So dit wat ons lewe is 'n uitvloeisel van ons geloof in Jesus Christus. In daardie opsig is daar ook sterk ooreenkomste tussen Judaïsme en die Islam geloof, wat ook op werke gebaseer is en ook glo dat Allah alleen besluit oor die lotsbepaling van sy volgelinge, afhangende van hulle dade en hulle lewe op aarde. So Allah sal ook oor sy volgelinge besluit wie verdien ewige lewe. Ek weet nie of hulle regtig daarvan praat nie. Wie gaan paradys toe? Hulle praat van die paradys. Wie gaan paradys toe en wie nie? Die Jode verwag wel dat die Messias of die gesalfde van God binnekort moet kom, weer terugkeer aarde toe, en wanneer hy kom, sal die derde tempel van Jerusalem weer herbou word, wat 70 na Christus deur die Romeine vernietig is. Dis wat hulle glo. Hulle sê Jesus moet weer terugkom, en dan gaan die derde tempel herbou word. Ons, as wedergebore kinders van die Here, of ons as bruid van Christus, verwag ook die Messias. Met ander woorde, ons verwag Christus wat moet terugkom. So ons verwag Christus, hulle verwag die Messias, hulle besef nie dat hulle ook eintlik die Christus verwag nie. Nou weet jy, ek het dit laasweek vir u aangehaal, ek haal dit weer vir u aan, in Johannes 1 vers 42 het Andreas vir Petrus sy broer gesê, ons het die Messias gevind, en dit is as dit vertaal word, die Christus. So ons verwag Christus, ons verwag ons eie Messias, dat hy weer gaan terugkom om sy bruid te kom haal. Nou vriende, Christus gaan eers sy bruid die wolke kom haal, en hy gaan ons wegvoer saam met hom na die hemel toe, en dan gaan die valse Messias, die Antichrist, gaan dan op die toneel verskyn, op die aardse toneel verskyn. Hulle verwag Messias, maar hulle besef nie, hulle verwag eintlik die Antichrist wat moet kom nie. En hy gaan die Jode totaal en al mislei. Dit sal 'n baie groot tragedie wees wat die Jode gaan tref, want hulle gaan eers te laat ontdek dat dit nie hulle Messias is nie, maar 'n valse Messias was. Soos jy self weet of sien, aanbid die Jode en ons as Christene dieselfde God. Maar toe God sy seun na hulle toe gestuur het, want Jesus het eers gekom vir die huis van Israel, toe God sy seun na hulle toe gestuur het, het hulle hom nie aangeneem nie. Johannes 1 vers 11 sê hulle het hom nie aangeneem nie, maar toe God sy seun na die wêreld toe stuur, na die heidense nasies toe stuur, het hulle Jesus aangeneem. En dis die wonderlike, ons lees dit in Johannes 1 vers 12. Ons het hom aangeneem, en daarom almal wat hom aangeneem het, het volgelinge van Christus geword, en vir die eerste keer lees ons in Handelinge dat die volgelinge van Christus dan ook Christene genoem word. So almal wat Jesus volg, wat Jesus as hulle verlosser saligmaker leer ken het en hom dien en hom liefhet, is Christene. En dis waar die verskil kom. Nou vriende, ons fokus steeds op die tema of die vraag, naamlik, aanbid ons as Christene dieselfde God as ander gelowe? En daarom kyk ons in die tweede plek na die Islam of die Moslem geloof. Belangrik dat ons ook moet kyk na hierdie godsdiens of hierdie geloof. Soos jy seker weet, is die ster en die sekelmaan die simbool van die Moslem geloof. Ons sien dit oral, of ons sien dit op baie plekke, die ster en die sekelmaan. Nou die 5-punt ster, of 5 punte van die ster, verwys na
die 5 pilare waarop die Islam geloof gebou is, en die halfmaan verwys na die grootheid van die Skepper. Dis nou natuurlik Allah. Hulle beskou Allah as die Skepper God. Nou dis egter nie 'n offisiële religieuse simbool nie, omdat dit die simbole van die ou Ottomaanse ryk is wat hulle net oorgeneem het. Hulle het hierdie simbole van 'n ander oord af oorgeneem. En daarom verwerp baie moslems hierdie simbole van hulle godsdiens of hulle geloof. Hulle sê dit is nie hulle eie nie. Maar hoe dit ook al sê, Islam is ook 'n monoteïstiese godsdiens of geloof. Wat beteken, hulle glo ook in een skeppergod, 'n alleen God, kan ons sê. Meeste moslim volgelinge glo dat daar net een God is, naamlik Allah, wat die Arabiese woord vir God is. En dan glo hulle ook dat Mohammed die laaste profeet van Allah is. Maar hulle het ook nie 'n verlosser of 'n middelaar, of ons kan sê 'n Messias, nes die Jode nie, want Mohammed word beskou as die laaste profeet. Daar word nêrens in hulle geloof van 'n Messias of 'n verlosser gepraat nie, net 'n profeet. Mohammed was die laaste profeet, maar hy word nie beskou as goddelik nie. Met ander woorde, hy het nie goddelike eienskappe nie. Of hy is nie 'n goddelike karakter nie. So hulle het nie 'n Messias en 'n verlosser nie. Nou die Islam geloof het streng gesproke sy ontstaan, en dis baie belangrik dat jy dit moet verstaan. Hulle ontstaan vanuit die nageslag van Ismael. En daarom erken hulle ook vir Abraham as hulle aardsvader, en daarom glo sommige van hulle dat hulle dieselfde God as Israel en as ons as Christene aanbid, want Israel is die nageslag van Isak en die Arabiese volke is die nageslag van Ismael. En ons lees daarvan in Genesis 16 vers 15. En Hagar, dis die slavin van Sara, Hagar het vir Abraham 'n seun gebaar. En Abraham het sy seun wat Hagar gebaar het, Ismael genoem. Nou vriende, dis vir my baie tragies. Abraham se ongeloof en sy ongehoorsaamheid aan God het gemaak dat hy 'n kind by Sara se slavin Hagar verwek het, waaruit 'n seun, naamlik Ismael, gebore is, en gelei het tot die grootste vyandskap en die grootste haat tussen die nageslag van Ismael en die nageslag van Isak. En ons sien dit vandag nog. En dit is my so tragies. Abraham het geweet, God het vir hom beloof, jy sal 'n seun hê, maar God het daarmee bedoel uit jou wettige vrou Sara. En hy wou dit nie glo nie, en sy wou dit ook nie glo nie, en toe vat hy Hagar as slavin, en toe word Ismael gebore, en daar het ons probleme begin. Dit het ook gelei tot die godsdienstige vyandskap en haat wat vandag in die hele wêreld ervaar word. En dis alles die gevolge van Abraham se ongehoorsaamheid. As Abraham net God in die geloof wou glo dat sy eie vrou vir hom 'n seun sou baar, dan sou dit nie nodig gewees het om vir Hagar te vat as 'n vrou nie. En daar word beweer, vriende, dat 'n 5/5 van die wêreldbevolking die Islam geloof aanhang. Dit is verskriklik om te dink dat hierdie Islam geloof so geweldig gegroei het. God het natuurlik ook 'n belofte aan Ismael gegee van 'n groot nageslag. Maar verseker aanbid ons as Christene en ook die Jode nie dieselfde God as die Islam geloof nie. En hoekom nie? Nou is dit belangrik dat ons moet weet hoekom nie. Ons mag dalk ooreenkomste sien tussen die moslim geloof en Judaïsme spesifiek. Maar onthou, die Satan is 'n nabootser van God en hy's 'n leienaar en hy's 'n misleier. Ons sien dit baie duidelik in die woord van die Here.
Die Islam geloof het eers ongeveer, luister nou mooi, 1400 jaar gelede ontstaan, en het is na die Christelike geloof ontstaan. Toe was die Judaïsme al 'n ou geloof gewees, kan ons sê. Moslems glo dat Allah homself ongeveer 1400 jaar gelede in Mekka, 'n dorpie van Saoedi-Arabië, aan Mohammed geopenbaar het. Dis waar alles begin het. Mohammed het daarna begin om die geloof te versprei deur aan mense te vertel van Allah en dat hulle hul lewens aan Allah moet wy. So eers so 1400 jaar terug, en dis 'n geloof wat lank, ons kan sê minstens 600 jaar na die Christelike geloof ontstaan het. En daarna is die Koran dan nou geskryf. Hy was nie voor die tyd daar nie, hy is eers daarna geskryf. Mohammed was volgens bekeerde moslems 'n sedelose man en 'n verkragter van jong dogtertjies gewees. En daarom is hulle geloof 'n valse godsdiens. Die Koran is in sekere opsigte 'n kopie van die Bybel, maar ook 'n onlogiese boek. Mense wat dit lees, ek het dit nog nie gelees nie, ek hoor maar wat mense sê. Hulle sê dit en geen logika nie. Nou kom ek noem vir julle 'n paar dinge waarom die moslim geloof nie 'n ware godsdiens is nie. Die eerste is die Islam geloof het geen saligmaker of geen verlosser nie. Ons het daaroor gepraat, hulle het geen verlosser nie, geen saligmaker nie, net soos die Judaïsme, nê. Die tweede is die Islam geloof het 'n paar groot profete soos Jezus. Jezus is een van hulle profete, Moses, Abraham en ook profete wat in die Nuwe Testament van die Bybel voorkom. In ander woorde, hulle het die Nuwe Testament ook gelees en van die groot profete van die Nuwe Testament is ook die moslim geloof se profete. Vals. Die derde is Islam geloof is 'n wettiese godsdiens, 'n geweldige wettiese godsdiens. Nes die Judaïsme. Hulle moet 5 maal op 'n dag in die rigting van Mekka bid. Almal moet tydens Ramadan, die 9de maand op die islamitiese kalender, vas van sonopkoms tot sononder moet hulle vas. 5 keer, of nee, vir 'n hele maand lank moet hulle vas. Hulle moet almal 2.5% van hulle inkomste vir liefdadigheid gee. En daar's 'n redelike dwang daarop dat hulle dit moet gee. Almal moet minstens eenmaal 'n jaar of dan nou eenmaal in hulle lewe die pelgrimsreis na Mekka onderneem. Is eintlik eenmaal in hulle lewe. Maar vriende, vrouens word geweldig onderdruk en misbruik deur moslems. So sien nie maar net wat en wie is hulle. Hulle het geen sekerheid van saligheid nie, want alles is op werke gebaseer, net soos wat Judaïsme op werke gebaseer is. So hulle doen al hierdie dinge in die hoop dat Allah hulle eendag sal beloon. Maar die vierde en laaste of heel belangrikste gedagte wat ek met julle wil deel is, waarom is dit nie 'n ware godsdiens nie? Dis die wreedste godsdiens of die wreedste geloof denkbaar. Vriende, daar is geen ander geloof so wreed en so moorddadig soos die Islam geloof nie. Terwyl die Christelike geloof ons leer om almal lief te hê en die Christelike geloof waarsku ons dat moordenaars hel toe sal gaan en nie die hemel sal beerwe nie. So wat wil ek vir julle sê? Dis absolute valse geloof of godsdiens. Maar laastens fokus ons dan op die heel belangrikste, en dit naamlik die Christelike geloof. Soos ek sê, die simbool vir die Christelike geloof is natuurlik die kruis, en ons weet dit almal. Christene se geloof is ook soos Judaïsme gebaseer op die Ou Testament, en hulle glo ook in God, die Skepper, die Almagtige, en die onderhouer van die ganse skepping. Vader. Ons glo natuurlik in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En waar lees ons dit? In 1 Johannes 5 vers 7. Daar's 3 wat getuig in die hemel, naamlik die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is 1. In Johannes 1 vers 1 en Johannes 1 vers 14 word Jesus die Woord genoem.
So die Jode en die Christene sal Oud-testamentiese figure soos Abraham, Isak en Jakob, Moses, Daniel, Dawid, noem hulle op, baie ander, altyd as hulle geloofshelde beskou. Ook ons beskou hulle as ons geloofshelde wanneer ons in die Ou Testament lees. Maar daar is ook baie Nuwe Testamentiese geloofshelde. Maar die Christelike geloof het net meer as 2000 jaar gelede met die geboorte van Jesus Christus, die Seun van God, as saligmaker van die wêreld ontstaan. Maar ten minste weet ons die Christelike geloof is baie ouer as die Moslem geloof. Alhoewel, en dan sien ons dat die Koran eintlik grootendeels 'n kopie is, of 'n kopie is, die Afrikaanse woord gebruik, van die Bybel. Alhoewel volgelinge van Jesus Christus vir die eerste keer eers onder Paulus se bediening lank na die uitstorting van die Heilige Gees Christene genoem is. Kom ek lees vir die Handelinge 11 vers 26, daar staan geskryf, en hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan 'n aansienlike skare onderwys gegee, en die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. Nou vriende, terwyl ek hierdie boodskap voorberei het, kom die Here deur sy Heilige Gees en hy openbaar aan my ons geloofsverklaring, geloofsbelydenis, wat baie keer in die Christelike kerke gelees was, nie meer gelees word nie, en dis hoekom mense nie meer die belydenis van die Christelike geloof en verklaring van die Christelike geloof ken en verstaan nie. En ek wil vanmôre vir u die kortomvattende verklaring van ons Christelike geloof of die Christelike belydenis lees. Daar staan geskryf, ek glo in God die Vader. En dit is ons hele geloof as Christene, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, sig gekruisig, gesterwe het en begrawe is en neergedaal het na die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Nou daar vind ons in daardie geloofsbelydenis wat nie meer in kerke gelees word nie, vind ons geloofsverklaring. As ons dit net vir ons kinders gereeld lees en aan hulle voorhou en aan ander mense voorhou, dan sal hulle beter verstaan wat behels ons Christelike geloof. En dit maak die Judaïsme en die Islam geloof heeltemal anders as die Christelike geloof wat bepaal dat ons die saligheid of die ewige lewe in en deur Christus Jesus ontvang, en dat ons reeds voor ons doodgaan, voor ons sterf, sekerheid van saligheid kan ontvang. Dis die wonderlike. Ons word nie in die duister gelaat soos die ander gelowe nie. Ons weet reeds, dis kan die graf, dat ons of as ons kinders van God is. Johannes 3 vers 16, baie bekende skrif, Jesus se woorde, hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, jou en my gehad, dat hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen, ook ek en jy, wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis 'n belofte van die Here. Johannes 6 vers 47 sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Jesus sê, wanneer ons met ons hele hart, met ons ganse wese, met ons hele verstand, met ons hele alles in Jesus glo, dan het ons die ewige lewe. Johannes 10 vers 28 het Jesus die belofte gemaak en gesê, ek gee hulle die ewige lewe. Hy praat van almal wat agter hom aankom en wat na hom soek. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Mense sê ja, ek kan uit God se hand klim, is 'n leuen. Niemand sal jou uit God se hand
ruk nie. As hy jou hand gevat het, sal hy jou hand nie los nie. Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En dan die laaste is 1 Johannes 5 vers 11 en 12 wat sê, en dit is die getuienis, hoor nou mooi, dat God ons die ewige lewe gegee het. En die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Nou vriende, die Here sê, ek het dit aan julle geskryf, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, sê vers 13. Ek het hom net gelees tot vers 12. Die Christelike geloof is dus uniek vriende, en daarom die enigste ware geloof en kan met geen ander geloof vergelyk of verenig word nie. Ons kan nie met enige ander geloof saamsmelt nie. Ons is uniek, die Christelike geloof. Ons het 'n verlosser, sy naam is Jesus Christus. Hy red ons siele, hy gee aan ons die ewige lewe. Die waarheid en die lewe is in Christus. En onthou, alle ander gelowe is afgodedienste. En daarom het ek nie eers oor die ander gelowe gepraat nie, maar al die ander gelowe wat Christus nie herken nie, is afgodedienste. En die meeste gelowe word deur die Satan geskep, is die bruinkind van die Satan, kan ons maar sê. Ek sluit af met Eksodus 20 vers 1 tot 6. Daar het ons vanmôre gelees waar God met Israel gepraat het, toe sê hy vir hulle, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, hy is ook jou en my God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. In ons geval, hy het die hand van die Satan uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Here sê ek, jy mag voor geen ander God die knie buig nie, net voor Jesus. En wanneer ons voor Jesus buig ons ook voor God. Ons aanbid God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees wat in ons harte woon. Jesus red ons siele uit genade. Ken jy hom? As die verlosser, as die saligmaker, as die redder, as die broer en die vriend. Ken jy hom? As jy hom nie ken nie, maak seker dat jy hom ontmoet. Seën vir die dag, vriende. Amen. Kom ons bid saam. Ons wonderlike Vader, die woord was vanmôre so kosbaar. Ons het soveel geleer, oor soveel belangrike dinge gepraat. Dankie dat ons weet daar's net een ware geloof. Dis die Christelike geloof. Die geloof in Christus Jesus ons Here. Dankie Here Jesus dat hy gekom het om te soek en te red almal wat verlore is en verlore was. En dit sluit my en elkeen in wat luister. Ons aanbid U as ons koning, as ons verlosser, as ons middelaar en ons voorspraak by die Vader. In Jesus se naam. Amen. Vriende, kosbare woord, ek glo so, mag jy 'n geseënde dag hê. Totsiens.